Gemeente, ek groet u in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag daar vir u genade en vrede deur hom wees. Vriende, ons lees vanmôre saam 'n hele paar dele. Ons lees Matteus 3 en so eentjie in Matteus aan. Jy het dit daar op die bord. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemelboom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, dis baie belangrik. Maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see in die gebied van Sebulon en Naftali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Jy gebied van Sebulon en gebied van Naftali aan die seekant en oorkant die Jordaan, Galilea waar die heidene woon. Die volk wat in duisternis woon, dis die heidene, né? Het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Hy het toe in die hele Galilea is heidene plek, rondgegaan en die mense in die sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Matteus 5. Jy weet van Matteus 5. Toe Jesus die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan. Hulle noem dit 'n berg, maar dit is eintlik so klein koppietjie. Die woord berg het 'n spesifieke betekenis. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom. En hy het hulle geleer en gesê: "Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik alles wat sleg is aan julle sê." Teksvers. Matteus 4 vers 17. Bekeer julle, draai julle om. Bekeer julle, want die koninkryk van God het gekom. Bekeer julle. Matteus 5 vers 13. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Die tema: nuwe koning, nuwe koninkryk, nuwe lewe. Nuwe koning, nuwe koninkryk, nuwe lewe. Klink soos 'n wals. Nuwe koning, nuwe koninkryk, nuwe lewe. Ek kan nie wals nie, maar dit klink soos 'n wals. Nou vriende, kom ek verduidelik vir u wat doen ek vanoggend. Ons lees elke oggend in die erediens die wet van die Here. Hierso partykeer Matteus 22 oor die jy moet die Here jou God lief hê, jou naaste soos jouself. Ons doen dieselfde in Markus, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste
Ons doen dit in Lukas, en teken in Romeine 13, en dan bely ons sonde. Ons doen die wet. Ek bedoel, ek dink u sal so 'n bietjie moeg daarvoor. Ek wil nou nie vra, is julle nie? Net nou sê julle ja, jy weet. En dan verkondig ons die genade en so aan en so aan. Nou vir oggend, doen ek dit uit Matteus 5 uit. Die wet uit Matteus 5 uit. Christus kom doen die wet uit Matteus 5. Maar hy praat nie ver oggend met 'n skrifgeleerde nie. Hoe kry ons Christus ver oggend? Kom ek begin maar op 'n sekere punt. Ek wil net eers op 'n sekere punt begin. Die Here Jesus Christus het homself laat doop, toe hy nou volwasse is. Toe hy uit die water uitkom, wat het gebeur? Die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif op hom neergedaal. Wat beteken dit? Die Gees is die toerusting van God. Dat jy is my geliefde, jy is die een wat ek gekies het. En die duif is die teken uit die Ou Testament van Noag. Dis die teken van vrede. Jy het nou dit gedoen wat ek wou gehad het jy moet doen. Dis die nuwe skepping wat aangebreek het. Jy sien hierdie tekens kom uit die Ou Testament uit. Dis nie ou goed hierdie nie. Christus met die duif, die Heilige Gees met die teken van die duif. Dit is soos die Ou Testament. Die vrede kom neer. Christus is toegerus vir sy bediening. Ons vergeet nou die duiwel vanoggend. Toe gaan Christus en nou verkondig hy die evangelie van die koninkryk. Wat doen hy? Gaan hy soos die gebruik van daai tyd na sy tuisdorp Nasaret toe. Dis wat die gebruik is. Nee, hy is 'n Nasareëner, het hom so genoem ook. Nee, hy gaan nie Nasaret toe nie. Hy gaan Galilea toe, van die heidene. Hy oortree alle reëls. Natuurlik begin die ouens nie van hom hou nie, want hy oortree die reëls. En die profesie sê, sodat die profesie van Jesaja vervul sal word. Jy gebied van Sibelon en gebied van Naftali, dis die twee slegte kinders van Jakob, aan die seekant en oorkant van die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, volk wat in duisternis woon, kyk hierdie verskriklike goeters. Julle het 'n lig gesien. Julle wat in die skemerland van die dood lewe, vir julle het 'n lig opgegaan. Christus gaan na die heidenland toe, Galilea. En wat doen hy toe hy daar kom? Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Metanoia is die Grieks. Nou kom sê ek die mooi woorde. Ons praat van die wet elke Sondag.
jy moet jou naaste lief hê soos jouself en die Here, en jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Wat kom sê die Here Jesus? Wat gebeur hier as die Here Jesus sê, bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom? Wat sê hy? Ek wil amper sê, sst, luister mooi. Die prins van die koninkryk stap saggies in, maar nie in die paleis in tussen sy mense nie. Hy stap tussen vreemde mense in. Die prins van die koninkryk, Jesus Christus, stap in. Dis wat in Matteus 5 gebeur. En dis hoe ons die wet kry in Matteus. Die prins kom gee die wet. Oeps. En nou lyk die wet anders. Nou moet ons die wet lees in al sy volheid. Want hier kom die wet op 'n ander manier na die heidene toe, maar ook na die kinders van God toe. As Christus op die berg of die bergkoppie gaan sit, die berg herinner aan ekskuus, nie Ararat nie, Sinai. Sinai is die wet van Moses, maar die berg, die idees in Matteus is soos in die Ou Testament. As Christus op die berg gaan sit, kan jy verwag, want Matteus is vir die Jode geskryf, né? Dan verwag die Jode iets wat vir hulle moet kom. En Christus gaan leer. Wat doen hy in Matteus 5? Hy kom gee 'n nuwe grondwet vir die koninkryk. En nou het ek uittreksels gelees van die koninkryk. En vriende, ek het die mooi deel gelees van die koninkryk. Hy het vir die mense gesê, geseënd is julle. Die Grieks makarios, laat julle die goeie dinge van die koninkryk ontvang. Ons kan nooit alles vanoggend sê nie. Maar die prins van die koninkryk kom gee aan sy volk die seëninge van die koninkryk. En as ons die wet van die koninkryk hoor elke Sondag na mekaar, dan hoor ons eintlik oor die vergifnis en die genade van God. Ons vergeet bietjie van die prins in Matteus, wat in sy volledigheid vir ons gekom het, en die seëninge in sy volheid vir ons gekom het. En die seëninge is met soveel rykheid aan ons gebring. Die seëninge sê vir ons dat ons verhouding met God moet reg wees, dat ons kry 'n nuwe toekoms daarmee, dat ons redding daarmee gegee word en dat die liefde van God volledig daarmee gegee word. Ons kan onmoontlik dit vanoggend sê, maar alles word hierin saamgevat en oorgedra. En nou kom spel Christus dit uit. Ek gaan net een of twee sake noem.
as Christus die bergrede, die bergseëninge en die bergrede uitspel, dan kom sê hy vir sy mense, ek gee die goeie, maar ek vra die regte. Ek noem een. Matteus 5 vers 5. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Geseënd is die wat vervolg word, ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk. Elke keer iets wat genoem word, saam met 'n belofte. En dan gaan hy verder, en hy bespreek ook die wet verder. Hy sê, julle is sout, maar sout verslaan is. Wat maak mens daarmee? Julle is die lig, maar lig moet op 'n lampstander wees, om te skyn en die Vader verheerlik. Hy praat oor moord. Hy sê, maar elkeen wat vir sy broer en suster kwaad is strafbaar. Laat jou ja wees en jou nee. Hy sê, die wet het gesê, jy moet jou naaste lief hê. Maar elkeen wat sy vyand haat, oortree die wet van die liefde. Want julle is kinders van julle Vader in die hemel. Wat gebeur wanneer die prins van die koninkryk die wet kom neerlê? Hy sny deur murg en been en hy kom vra van sy kinders dat die kinders hom moet dien. Hy vra nie 'n oppervlakkige wet nie. Hy vra diens aan hom. Ek gaan net 2 dinge doen. Hy sê, geseënd is julle. Nou, wat is geseënd wees? Geseënd wees is om goed te wees, goedgesindheid te kry by die Here. Is om gered te wees van jou sonde, om 'n nuwe lewe te kry, om 'n leerling te wees by die Here, om disippels te wees, om die seëning van die koninkryk te kry. En hierdie 8 kenmerke wat hy noem in die koninkryk, om daardie dinge wat hy daar wys, noem, om daardie dinge op te neem by hom. Die prins van die koninkryk deel sy gawes aan sy volgelinge uit. En daarom sê hy, die wat treur sal vertroos word, die sagmoedige sal die aarde beerwe, die wat dors na die regtigheid vir regtigheid sal versadig word, en al hierdie ander dinge wat hy gee. En elkeen het 'n belofte en 'n ding wat daarin gebind word. En dit is nie wat ons gewoonlik verwag nie. As 'n mens treur, dan verwag jy om vertroos te word. 'n Mens kan dit ook verstaan as mense partykeer verbitter word en kla. Maar as mense die Ou Testament se boeke lees, dan is dit een boek wat ons oorslaan.
is die boek Job. Maar die boek Job word baie belangrik gesien in die Ou Testament, omdat die onwyse en die ongelowige as belangrik sien. Die sagmoedigheid van die Here Jesus waarvan hy praat. Die sagmoedigheid, die Griekse woord praus, het 'n baie belangrike kenmerk uitgebeeld in die tyd van die Nuwe Testament en Ou Testament. Die sagmoedigheid was die kenmerk van 'n oorlogsperd wat ingebreek was, wat gedissiplineerd was en wat deur sy ruiter goed gebruik kon word. Nou stel u self hierdie oorlogsperd voor. Dis nie maar 'n donkie nie. Dis 'n groot, sterk perd wat beheer kan word. En hierdie perd word genoem praus, sagmoedig. Nou in ons tyd het ons nie sommer sulke perde nie, ek ken nie jy's baie perde nie, maar dis sagmoedigheid. Want die sagmoedig is, sê die Here Jesus, sal die koninkryk van die Here sal die koninkryk beerf. Dis selfbeheersing. Nou, die vergelyking wat ek kan tref, wat vir my bekend is byvoorbeeld 'n springbokstit. As mens kyk hoe lyk 'n springbokstit en hoe daardie ouens voor in die skram druk, dan is dit hierdie groot, sterk ouens wat die skram in stand hou. Maar as hierdie die ouens wat betrokke raak by gevegte in die rugby wedstryde? Nee, hierdie is nie die ouens wat betrokke raak, nie so ver onthou nie. Maar hulle is nie die ouens wat by die gevegte betrokke raak nie. Hulle is die ouens wat daai harde werk voor in die skram doen. Dis soos hierdie oorlogsperde wat harde werk doen, maar die groot, sterk, sagmoedig is. En dis die sagmoediges wat hard, sterk werk. En die Here Jesus sê van homself dat hy was sagmoedig en nederig van hart. En ons moet dit by hom leer. Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. Hy is die groot sagmoedige. Hy is sterker as almal. Maar kyk wat het hy gedoen? Hy het die tempel met 'n sweep skoon gemaak toe dinge nie soos na die wil van die Here gewees het nie. En hulle die Here nie geëer het nie. Dis nie uit vrees uit nie. In 2 Korintiërs 10 vers 1 sê Paulus, in die naam van Christus wat nederig en vriendelik is, vra ek julle, moet my nie dwing om streng te wees nie. Moses was die groot sagmoedige, 'n sterk leier met foute. En hy het die hele volk uit Egipte uitgelei. Maar hy was nooit 'n swakkeling nie. 'n sagmoedige se geesdrif is nie oor eie belang nie. Dis oor die eer van God. 'n Sagmoedige is die gevolg van innerlike kyk na God. Vriende, as ek so na myself moet kyk, dan verwonder ek my dat God vir my moet sê, geseënd is jy. Ek gee jou goeie gawes.
Dis baie groot genade. Dis eintlik 'n wens. Mag dit met jou goed gaan. As ons mekaar die seën toewens van dit wat die Here Jesus hier sê, geseënd is jy, is dit, mag dit met jou goed gaan. Dis 'n gebed. Die erfenis van wat ons by Christus kry, is nie deur die mag nie. Dis nie die kruistogte nie. Dis nie oorlog nie. Ons hoef in 'n sekere sin nie bekommerd te wees oor die bose wat sal oorwin nie. Want die Bybel sê die sagmoediges sal die aarde beerf. Alle gesag is aan die Here gegee, die Here Jesus gegee, in hemel en op aarde. As ons die Onse Vader gebed bid, dan bid ons ook dat U wil op hemel en op aarde geskied. En as ons dit bid, dan dink ons ook aan Matteus 5, waar die prins van die koninkryk aan die begin staan en sy seënbedes oor almal uitspreek en oor almal toespreek en waar 'n mens sukkel om al hierdie dinge te begryp, maar dat hy ook almal, insluitende ons, opeis om aan die koninkryk eise gehoorsaam te wees. As ons dink aan Matteus 22, liefde tot jou naaste en liefde tot God, en Markus en Lukas en al daai wat hierdie gewone eise vir ons stel, is dit in orde en ons doen dit. Maar kom ons onthou weer, voor aan alles staan die prins van die koninkryk, wat in nommer 1 gesê het, aan my behoort die koninkryk. Bekeer julle, en geseënd is die wat sagmoedig, die wat gehoorsaam, die wat regverdig en dies meer is. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Laat ons ook op hierdie dag opnuut soek na dit wat U vir ons lewens wil hê. Laat ons soek na dit wat U vir hierdie gemeente wil hê, hier diskant die Magaliesberg. Vergewe ons sonde, net soos ons ook ons die vergewe wat teenoor ons oortree. En bewaar ons van versoekings en lei ons dat ons ook sal soek na die dinge wat van belang is vir die toekoms.
En Vader, daar's soveel dinge in die toekoms wat nuut is, wat ons nie altyd kan voorspel nie en wat daagliks oor ons wegkom. Wil U ons toerus dat ons, wanneer dit oor ons pad kom, ons opnuut sal vra na U wil. Bind ons as gelowiges aan mekaar, dat ons mekaar sal lief hê, mekaar sal help, mekaar sal verdra, en dan ook die mense wat buite die gemeente en buite die koninkryk is. Gee ons dat ons sal leer om koninkryksmense te wees. Al is dit nie eenvoudig nie. Gee ons dat ons sal leer om dienaars te wees van U, die groot koning van hemel en aarde. Vader, dankie dat U seun, die prins van die koninkryk, ons hierdie dinge geleer het. Lei ons dan om dit opnuut te leer en te gehoorsaam. In Christus naam. Amen.